Nou geliefdes, die Bybel sê dat ons kan nie enige gees glo nie. Ons moet die geeste op die proef stel of hulle uit God het is. Van dat baie valse profete in die wêreld het gegaan. Nou met dit gesê is, baie mense is nie met die woord geëkoop nie. Baie mense gaan kerk toe om 'n thrill gaan te ontvang. Man van die Here hartbreek, was hy man van die Here gevaarlik, of was hy man van die Here 'n sekere hoe aantrek wat baie mooi is, dan word hy man van die Here geaanvaar, of hy man van die Here het 'n sekere status, of het by high college gaan study, dan word hy man van die Here baie vinnig geaanvaar. En dit is die standaarde wat mense maar het. Mense gaan nou, baie mense, nie almal, maar baie mense val onder hierdie stryk waar hulle mislei word deur dit wat die duiwel vir hulle present en hulle aanvaar dit net head on. Dit is baie gevaarlik. Nou, hoe werk die duiwel? Nou, die duiwel kan deur situasies werk. Die duiwel kan deur omstandighede werk. Die duiwel kan deur mense ook werk. En die duiwel kan ook deur mense werk wat claim hulle is van die Here af. Ek sien ek is 'n baie hardkoppige man, jong. Ek vat nie net wat iemand vir my sê nie. Nou die dag, toe iemand vir my gesê, in een van my posts, sê iemand vir my dat ek is van die duiwel af. Nou, hoe toets ons die geeste? Hoe kan ons die geeste op die proef stel? Van ons kan so vinnig sê ook dat mense van die duiwel af is, as die mense soos ons lyk nie, as die mens nie in dieselfde kerk is nie, as die mense aantrek soos ons verwag hoe 'n man van die Here moet aantrek nie, of as die mense miskien in 'n gebou staan en preek, of 'n preekstoel het, of gemeente het nie. Ons kan so vinnig mense ook aanvaar in ons lewe. Maar hoe stel ons die geeste op die proef? Ons kan alleenlik die geeste op die proef stel wanneer ons die bekend is met die woord van God. Die Bybel sê verder in 1 Johannes 4 vers 4 sê dit, dat ons is van God af, omdat ons uit God gebore is. Ons het hierdie wêreld alreeds oorwin. Van hy wat binne in julle is, die woord van God, die gees van God, is ver groter as hulle wat in die wêreld is. Nou miskien as jy miskien in die afgelope tyd miskien deur iets gegaan, deur toetse, trials en tribulations gegaan. Maar nou kom sê die Here vandag, dat jy het alreeds oorwinning gekry, omdat jy gestaan het in die woord, omdat jy vasgehou het in die woord. Jy het nie ingegee vir jou situasie, vir jou toestand, en selfs vir die mense wat die duiwel so gebruik het om jou af te druk. Jy het nog steeds geoorwin deur middel van om te staan in die woord van God. Die woord van God is binne in jou, en vas te hou onder die leiding of aan die leiding van die Heilige Gees. Nou baie mense aanvaar dinge in hulle lewe, hulle kan dit eers reject nie, want hulle kan nie onderskei of dit van God is of wat van die duiwel af is, omdat hulle 'n min kennis het van die woord van God. Nou baie mense het nou weer die woord van die Here. Hulle het 'n kennis van die woord van die Here, maar hulle het nie die genoeg geloof om hulle toetse te weerstand te bied nie, om die duiwel weerstand te bied nie. Want die duiwel is baie slinks. As u nie gaan oppas nie, dan gaan die duiwel sy ding doen in u se lewe. Nou, soos ek sê,
In Johannes 4 sê, ons moet die geeste op die proef stel. Ons moet kyk, wat sê die woord van die situasie. Ons moet kyk, wat ons pastore en die manne van die Here, selfs ek ook, ons moet kan op die proef stel, in middel van die woord van die Here te gaan ondersoek en te ken. Ons kan nie enige gees glo nie. My siel is te belangrik om net enige woord te glo. En te glo, ja man van die Here, en laat dan om net vat, omdat hy sekere hoe praat. My siel is te kosbaar vir die Here, dat ek so vinnig vir die duiwel kan ingee. Jy het net een kans om te lewe op hierdie aarde, jy het net een siel. En wanneer die duiwel jou kan oorwin, dan gaan hy jou in 'n grip hou, en dan gaan hy jou saam na die putte van die hel toe vat. So my bemoediging vanoggend is, in Johannes 4 vers 4 waar het sê, julle is al reeds meer as oorwinnaars. Julle het al reeds, julle is uit God gebore, en hy wat binne in julle is ver groter as hulle wat in die wêreld is. Geseënde dag.